Ons praat met mekaar oor die skool van gehoorsaamheid. Dis iets wat geleer moet word. Dis nie ingebore nie, dis nie tweede natuur nie. Ons moet dit leer. En nou sien ons hierdie voorbeeld, en dis waaroor ons nou vanaand gaan praat. Ons is nou deur 'n paar prosesse van die leerskool van gehoorsaamheid. En vanaand wil ek met u deel oor die prys. Wat kos gehoorsaamheid? Wat is die prys van gehoorsaamheid? En dit is iets waaroor ons baie kan debatteer. Oor wat is die waarde, wat is die prys, wat is die koste daaraan om gehoorsaam te wees. As ons kyk na die prys wat Christus betaal het, dan was hy gehoorsaam tot die dood toe, sê Filippense 2, sal later daarby uitkom. Maar as ons kyk na die prys wat hy betaal het, dan sien ons in vers 7, hy wat in die dae van sy vlees, en hier word die prys wat hy betaal het vir ons 'n bietjie beskryf, elemente van die prys. Gebede, smeekinge, sterk geroep, trane, geoffer, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit sy angs. Hy het self gesê, toe hulle vir hom gesê het, verlos u self van die kruis af en ons sal u aanbid. Het hy self gesê, hy kan net 'n woord spreek, die engelelaar is gereed, en hy kan van die kruis af. Die opsie om ongehoorsaam te wees was aangebied. Toe die Here Jesus in die woestyn was, het hy die prys betaal vir gehoorsaamheid deur al die versoekinge wat die siele vyand na hom toe gekom het. So wanneer ek en jy na die prys van gehoorsaamheid kyk, dan strek dit baie wyer as net die prys wat jy betaal om nie te sondig nie. Of die prys wat jy betaal om nie toe te gee aan iets wat jy nie moes nie. Want gehoorsaamheid het baie vlakke. Of dit te doen het met opdragte, of dit te doen het met waarskuwings, of dit te doen het met jou normes en waardes wat bedreig word of getuister word, jou integriteit. Dit is so 'n wye veld waarin ek en jy elke dag die prys moet bereken vir gehoorsaamheid. So wanneer ons praat oor die prys van gehoorsaamheid, dan verwys ons na die elemente rondom dit en die impak wat dit het op my hele wese. Gehoorsaamheid is om by God se plan vir my lewe uit te kom. Elke kind van God het 'n opdrag van die Here, het 'n roeping op sy lewe wat die Here van jou verwag. Elke kind van God het gawes van die Here ontvang. Elke kind van God het deugde wat ons moet uitleef. En al daai goed vra ons gehoorsaamheid. En in almal van hulle is daar 'n prys om te betaal.
As daar nie 'n prys was nie, is dit niks werd nie. Enige iets wat geen waarde het nie, het geen prys nie. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê, in hierdie tyd waarin ons nou is, hulle moet in Jerusalem gaan wag op die belofte van die Vader. En hulle moes gehoorsaam gewees het daaraan. Christus, wat hierdie prys van gehoorsaamheid betaal het daai prys betaal sodat hy my en jou kan help om ook die prys van gehoorsaamheid te betaal. Want Hebreërs 2:18 sê, omdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So hy weet wat is die prys van gehoorsaamheid. En omdat hy self daai pad geloop het, kom staan hy langs my en jou, om saam met ons hierdie prys van gehoorsaamheid te betaal. Wanneer ons na hierdie prys van gehoorsaamheid kyk, wil ek graag dat jy vanaand saam met my na 'n paar skrifgedeeltes kyk, en ek gaan jou elke keer sê waarheen om te blaai, en ek wil dit graag lees, net om hierdie beginsel in te kleur, laat ons die beginsel daarvan kan verstaan. Die eerste element wat ek met jou wil deel oor die prys van gehoorsaamheid het te doen met my liefde vir Christus. Dis 'n prys om te betaal. My liefde vir Christus het 'n onmiddellike effek op die kosteberekening van gehoorsaamheid. Johannes 14:15, baie kort vers sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As ons daar na die briewe van Johannes toe beweeg, heel agter in die Bybel, dan lees ons daar in 2 Johannes, die 6de vers, dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Die liefde van Christus en vir Christus moet ons dryfkrag wees. 1 Johannes 5:3. Want het is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Ons het gister verwys na die afkoelperiode, gisteroggend, en my liefde vir die Here. As ek hom lief het, en ek wil gehoorsaam aan hom wees, dan is dit wat hy van my vra nie swaar nie. Maar as my liefde afplat, dan word dit al moeiliker. En as dit nog verder weg beweeg, dan word gehoorsaamheid 'n klomp moets en moenies, en 'n klomp opdragte, en 'n klomp voorskrifte, en 'n klomp mag en mag nies, en. Maar my liefde vir Christus is die een element wat my gaan dryf om die prys te betaal. 2 Korintiërs 5 vers
14 en 15. 2 Korintiërs 5, vers 14 en 15. Die liefde van Christus dring ons. Want onthou ons het saam gelees in Hebreërs 5 en in Filippense 2. Sy gehoorsaamheid het 'n direkte invloed op ons gehoorsaamheid. En ons het gister na verskeie teksverse gewys, wat vir ons hierdie beginsel verduidelik, hoe dit op mekaar 'n invloed het. So nommer 1 is, my liefde vir Christus koppel alreeds 'n hoë waarde aan my vlak van gehoorsaamheid. Die tweede wat ek met julle wil deel, en nou wil ek eers die storie vertel. Julle kan so lank blaai na Lukas hoofstuk 6 toe. Ek gaan daar vir julle 'n hele paar verse saam lees. In Lukas die 6de hoofstuk. Maar ek wil nou eers vir julle wys hoe maklik ons by skrifgedeeltes verbykyk, net omdat ons bekend is daarmee. En baie keer dan sê ons, ag, ek ken daai gedeelte en ek het hom al hoeveel keer gehoor. Onthou julle, die wat die voorreg gehad het om as kind Bybelstories te hoor en Bybelliedjies te sing. Die liedjie wat die kinders sing, die wyse man bou sy huis op die rots en die dwaase man bou sy huis op die sand. En die kinders beduie hom as hulle sing. En ek onthou, jy kon nie wag om te wys hoe daai ou sy huis op die sand gebou is, platval nie. En jy het hierdie hele prentjie in jou kop, toe die wind kom en die storms kom, en daar kollaps hy, gone. Julle waaroor gaan daai gedeelte eintlik? Kom ons lees dit saam. Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 45. Is die Here Jesus aan die woord. En hy sê in vers 45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. Die hartstoestand het ons gister van gepraat het. Die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. En hier begin die bekende verhaal. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het, en die fondament op die rots gelê het, en toe die watervloed kom, en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie. Ekskuus nog. Omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en nie doen, hy is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament op die grond bou. Die stroom het daarteen losgebreek en het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. 2 manne het elkeen hulle huis gebou. Dieselfde struktuur. Die verskil was die fondasie. Die verskil was, waarop is daai huis gebou? En die Bybel leer vir ons, die volgende waardevolle besitting, wat die prys van gehoorsaamheid bepaal, is jou fondament. Waarop staan jy? Waarop bou jy?
En as die storms kom, sal dit wys wat bly. Want nadat die huis gebou is, kan niemand sien hoe lyk die fondasie nie. Want die fondasie is onder die grond. En hierdie man wat op die rots gebou het diep gegrou tot op die rots. Altwee het hard gewerk, altwee dieselfde materiaal gebruik. Maar hierdie gedeelte beskryf vir ons die waarde van gehoorsaamheid, die prys van gehoorsaamheid word bepaal deur die fundament waarop jy bou. Waarna toe gaan ons terug? Waarop staan ons? En dink 'n bietjie hoeveel keer verwys die Here Jesus hierna net in die evangelies. Wanneer hy hierdie beginsel van 'n huis en 'n fundament deurtrek, selfs in die res van die Nuwe Testament, dink ek nou vind ek aan nog teksverse. Korintiërs wat vir ons verduidelik, ons moet let hoe ons bou en waarop ons staan. Want wanneer die storm kom, gaan die waarde van die fondasie bepaal wat bly staande. Die derde element wat ek en jy moet gebruik om ons te help om die prys van gehoorsaamheid te bepaal. Want onthou, ons kan nie 'n all-rounder prys gebruik nie. En ek kan dit nou verduidelik. Die derde element, nadat ons by die fundament nou verby is die hantering van stryd wat oor ons pad kom. En hier is Christus Jesus ons voorbeeld, ons het dit net nou gelees, ek gaan nou nie weer so baie daaroor uitbrei nie. Hy het stryd gehad en hy het in Getsemane geworstel. En hy het tot sy Vader gebid, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Die intensiteit van die spanning, toe die sonde van die wêreld op hom wil kom rus, het gemaak dat hy die hoogste prys vir gehoorsaamheid betaal het. En jy kan nou verstaan hoekom die skrif sê, hy moes gehoorsaamheid geleer het uit wat hy gelei het. Ek wil jy met jouself in jou situasies plaas waardeur jy beweeg in jou lewe. Jy gaan nie iets van gehoorsaamheid leer op 'n sekere terrein as jy nog nooit daarmee gekonfronteer is nie. As daai versoeking nog nooit vir jou deurgestaan het nie, kan jy nie sê jy het gehoorsaamheid daaroor geleer nie. Ons gebruik die uitdrukking om te sê, jy staan nie aan my skoene nie. Jy roei nie my bootjie nie. In Christus Jesus, al was hy die Seun van God, sonderloos volmaak, moes in die intensiteit van hierdie stryd gehoorsaamheid geleer het tot die dood toe. Filippense 2 beskryf dit vir ons so mooi. En so kom elke stryd wat oor my en jou pad kom, met sy unieke prysbepaling vir gehoorsaamheid. En of dit trauma is, en of dit verliese is,
Of dit lyding is, of dit siekte is, of dit konflik is, of dit onregverdigheid is, wanneer jy daar kom, gaan jy gehoorsaamheid leer op daai vlak. En daarom het ons nodig om na die Here Jesus te kyk as die voorbeeld. Want Filippense 2 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Want hy het nie net na homself gekyk, hy het na die groter prentjie gekyk. En hy sê ook, julle moet elkeen na die ander se belange omsien. En nie net na jouself kyk nie. Kom ons gebruik 'n voorbeeld van gehoorsaamheid leer. Kom ons gaan na Josef toe. En ek wil nou nie lank by hom stil staan nie. Jy kan daaroor gaan dink en self 'n bietjie gaan lees. Jy weet, sy broers het hom die dromer genoem en hy was nou die blue-eye boy en al die goed waaraan hy saam gegaan het. En vir elke gehoorsaamheid toets wat oor Josef se pad gekom het, moes hy iets anders te geleer het. Hy kon nie die put ondervindinge gebruik toe sy broers hom aan die put gegooi het en hy hulle gesmeek en gesoebat het. Hy kon nie daai ondervinding gebruik toe Potifar se vrou met haar streke begin het nie. Toe moes hy gehoorsaamheid op 'n ander vlak leer, want is 'n ander stryd. Toe hom in die tronk vergeet. En die tyd gaan verby. En hy weet hy is onskuldig in hierdie tronk. Moes hy gehoorsaamheid teenoor die Here leer op 'n ander vlak. Was 'n ander stryd. Dis die prys. Toe daai boeties van hom hier voor hom sit, en hulle kom koop kos, was er die ideale geleentheid vir payback time. En dit wat hy geleer het, en dit wat hy deur al hierdie prosesse gegaan het baie memories teruggebring. Ek het hulle laaste gesien toe hulle hom uit die put uit verkoop het. Hier sit hulle voor hom, hulle herken hom nie. En hy praat nogal so ewe met hulle deur 'n tolk. Hy hoor elke woord wat hulle met mekaar praat, maar hulle weet nie, hy verstaan hulle nie. En hoeveel keer het hy homself verskoon en een kant gaan huil en wees hy paus gehou en dan kom hy terug. Totdat hy vir hulle gesê het, julle het my nie hierheen verkoop nie, God het my vooruit gestuur om 'n volk in die lewe te hou. Dis 'n ander vlak om die prys vir gehoorsaamheid te betaal. En so kom ek en jy in ons lewe deurgangs, deur versoekings, deur beproewings, deur stryd, deur aanslae.
En elke keer is daar 'n nuwe prysbepaling. En daarom wil ek jou nou na die 4de element toe neem van die prys van gehoorsaamheid. So ons het nodig om deur stryd te leer. Ons het nodig om te gaan kyk na ons fundament, ons liefde vir Christus, die goed wat ons oor gepraat het. En die volgende wat ek met jou wil deel is baie, baie belangrik. Uiters belangrik. Die volgende element wat die prys bepaal vir jou gehoorsaamheid is die dieper insig wat jy van die Here kry. En ek kan dit nou vir jou lees, jy kan so lank saam met my blaai na 2 Korintiërs 10 toe. Maar ek wil dit eers verduidelik. En dan gaan ons daar saam lees. Ons het net nou gelees van die volwassenheid en die geestensvermoë deur goed en kwaad te kan onderskei. En dis nou waar hierdie ook inkom, dis deel van die prys van gehoorsaamheid. En dis om die vermoë te hê, deur die leiding van die Heilige Gees, om weer aanslae te kyk na wat sit agter dit. Dit was waarmee die Here Jesus die Satan geantwoord het elke keer in die versoekings. Wanneer hy met 'n versoeking na die Here toe kom, het die Here Jesus verby die brood gekyk, verby die tempel se dak gekyk en na die aanslag agter dit gekyk. En daardeur het hy elke keer 'n antwoord gegee. Dit maak die prys van gehoorsaamheid geweldig hoog, waardevol, as die Here jou hiermee toerus, om deur die aanslag te kyk, wat sit agter dit? Dit gaan ons help om gehoorsaam te wees. En is 'n voortdurende proses, want weer eens ook hier, verskil die toetse en die aanslag, situasie na situasie toe. Ek wil hê jy moet saam met my hierdie bril opsit en hierna kyk, 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 6. En dit verwys na die geestelike stryd. Hy sê in vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Wat word vir ons hier beskryf? Hier word 'n tipiese oorlogssituasie beskryf. 'n Skans is iets waar agter die vyand wegkruip. En hierdie hele beskrywing van die wapens van ons stryd en die skanse en die vestings en al hierdie goed, het te doen met 'n aanslag op ons geestelike lewe.
En dis 'n waardevolle prys van gehoorsaamheid om te besef die wapens van my stryd is nie vleeslik nie, maar is kragtig deur God om vestings neer te werp. En elke gedagte gevange neem. En elke skans afbreek teen die kennis van God. Dit bring my persepsie van gehoorsaamheid op 'n nuwe vlak. Om te weet, hier steek meer agter hierdie ding as net dit wat my gehoorsaamheid wil eis, my ongehoorsaam wil laat wees. Dat ons selfs elke gedagte gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En daarom moet ons die waarde hiervan nie miskyk nie. Ons praat van 'n geestelike dimensie. Ons praat van om dieper te kyk. Die Here Jesus het by geleentheid vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Dis die vierde belangrike element wat 'n rol speel in die prysbepaling van jou gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is nie goedkoop nie. Want hier is soveel goed wat dit affekteer en 'n invloed uitoefen. Nommer 5 wil ek afsluit mee. Soms is die volgende element wat ons prysbepaling bepaal, is ek bereid om myself te benadeel, om God se saak te bevoordeel. Hebreërs 11 vers 24 tot 26 beskryf vir ons die gedeelte oor Moses, dat hy eerder bereid was om sleg behandel te word saam met die volk, as om in die genot van die sonde te deel. En dan bring dit hierdie ander dimensie vir ons in. Hy het die groter prentjie gesien. Hy het die heerlikheid van God in gedagte gehad. En wanneer ek en jy die prys moet betaal vir gehoorsaamheid en ons word daardeur geraak, dit voel of jy jouself benadeel. Bring dit my op daai plek om my oë te vestig op die groter prentjie, op die groter saak. God se koninkryk, God se heerlikheid, die rol wat ek daarin kan speel. En dit maak dat ek myself kan benadeel. Ons som op, nou nie elke van hierdie goed weer noem nie. 2 goed by los. Jy kan alles vergeet wat ek vanaand verduidelik het. Maar hierdie 2 elemente wil ek hê jy moet onthou. Nommer 1. Deur die stryd, deur die aanslag, deur al hierdie goed. Nommer 1 moet jy die vermoë om verby die stryd te kan kyk.
ander kant die stryd, die Here Jesus raak te sien, wat saam met jou hierdie pad wil loop. As jy daarin kan slaag, dan word gehoorsaamheid soveel makliker. Die eenvoudige prentjie wil ek net by jou los, Dawid en Goliat. Hy kyk nie in Goliat se grootte raak nie. Hy het nie vasgekyk in Goliat se lawaai elke dag nie. Sy voor Goliat. Daar's 'n God in die hemel wat jou gaan uitsorteer. As ons daarby kan kom, betaal ons die prys ten goeie om verby hierdie aanslag, verby die versoeking, verby die wat ook al ons toe kom, te kan kyk. En omdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En ek sien hom aan die ander kant van die stryd. Kan het my aanspoor. Die tweede is om weg te kyk van die aardse elemente en te besef, ons is net hier vir 'n periode. Hierdie aanslag, hierdie stryd gaan iewers verbygaan. Het ek die geleentheid gebruik dat die Here my hierdeur kan vorm? Het ek die geleentheid gebruik dat die Here met my kon werk? Ek sluit af met Jakobus hoofstuk 1. Ag, blaai sommer so en toe, dan lees ek gou daai paar verse vir julle. Net so na Hebreërs, Jakobus hoofstuk 1. Ek gaan dit net lees en dan gaan ons afsluit. Vers 2 sê, ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle aan allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproefdheid van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek stuur jou huis toe vanaand met hierdie woorde in vers 5. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Mag die Here ons daarin help. Môre aand wil ek met jou praat oor die beloning van gehoorsaamheid. So ons nou klaar met die prys. Môre aand praat ons oor die beloning van gehoorsaamheid. Kom ons gaan stil word voor die Here en dan gaan ons saam bid.